Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Dit is my baie besonderse Sondag, so ons droomsondag, wat ons 'n bietjie die droom deel wat ons as 'n leierskap, ons as 'n gemeente het en wat die Here vir ons op ons hart kom druk het. En is vir my so belangrik dat soveel as moontlik van ons hierdie hoor en hierdie weet, want ek glo wanneer ons gesamentlik in dieselfde rigting stap, dan maak dit die uiteinde net soveel beter as ons saam daar aankom nie, dit maak die journey ook soveel beter. So, my kinders het hierdie afgelope jaar het verby is in 2025, toe sê hulle vir my, pa, ons word 7 en ons wil graag 'n adventurous partytjie hê vir ons 7de verjaarsdag. En ek sê, wat beteken dit? En hulle sê, nee, ons wil lekker adventurous goed wil ons doen. En ons dink toe wel, miskien is die beste plek om na toe te gaan as hulle adventurous verjaarsdag wil hê, is Konka. So die van julle wat nog nie daar was nie, is regtig 'n great plek, dis regtig awesome, vat jou kinders, daar kan die kinders zipline, en hulle kan roei, en hulle kan met super tubes afgaan, ja, daar's foto's van die maatjies wat daar was, en hulle kan in warmwater swembad swem, hulle kan vir die leeu's gaan kyk, hulle kan op 'n game drive gaan, is amazing, en my kinders sê, sign us up, dit gaan awesome wees op hierdie 7de verjaarsdag. Nou ja, die oggend voor die tyd is daar 'n groep ouers wat mekaar by die Total Garage kry daar in Kashaan, waar is dit Safari Tuine, wat's daai area? En ons kry mekaar want ons ouers wat nou saam met hulle kinders gaan. En ons vat die pad Konka toe en daar gaan ons en almal sing pappa trap die petrol, laat ons vinniger kan ry. En ons kom uiteindelik daar aan en die instrukteurs kom daar uitgestap, lieflik professionele mense en hulle kom daar uit en nou wil ek hê vir 'n oomblik moet jy saam met my bietjie imagine, okay. Sit gou jou imaginary wiki vir my op. Kan ons dit doen? So hier gaan ons nou iets verbeel. So imagine jy's een van die ouers wat saam gery het na hierdie partytjie toe waar jou kind nou ook gaan wees. En die instrukteur kom daar aan en hy sê dis wat ons gaan doen, ons gaan eers 'n zipline en ons gaan hierdie gedoen. En dan voordat die kinders begin, dan kom die paas wat daar is by mekaar en sê wow. Voordat die kinders zipline, voordat hulle roei, voordat hulle by die slides afgaan, ons dink as paas moet ons net eers seker maak is veilig. Ons net eers seker maak dat alles reg gaan verloop. Jy sou seker gedink het, okay, seker redelik. En die paas sê, right, so kom ons gaan zipline. En vir die eerste ronde gaan die paas af, daar gaan hulle. En vir die tweede rondes gaan die paas. En vir die derde rondes gaan al die paas en hulle love it. En sê nee, ons moet seker maak die super tubes is awesome. En dan gaan hulle by die super tubes af en hulle splash die water uit die swembaddens uit. En hulle gaan op die game drive. En hulle gaan doen al hierdie amazing goed. En jy is 'n ouer wat daar sit en jy sien hoe jou kind vir 2,5 ure onder die boom sit, droobek en verlangend sit en staar na die paas wat hulle self gate uitgeniet. Ek sê ons imagine hierdie, dit het nie gebeur nie, so ek wil dit net vir die rekord sê, dit nie gebeur nie, ons imagine dit, en jy sit daar, wat sal jy sê? Hoe sal jy respond? Nou ek vermoed, jy sal dalk daar sit en 'n paar mammas, gaan dalk op 'n stadium sê, wow, luister, paas, klim nou af van daai goed af, kry nou klaar met die ziplines, kom van die slides af, kom met die warmwater swembad uit. Hierdie is nie julle partytjie nie, it's not your party. Hierdie partytjie is nie vir julle nie, julle is besig om die arme kinders se party te crash. What are you thinking? What are you doing? Sê jy dit gesê het? Ek glo jy sou. Want dit was nie vir die paas nie, dit was vir die kinders. En nou kan jy maar jou weekie afval, net so absurd soos hierdie klink, dink ek dis baie nader aan die werklikheid as wat ons dink dit is. Veral as dit by die kerk kom, veral as dit by ons as Christene kom, die Christene wat vandag hier so in die huis is. Want weet julle wat, ons doen presies dieselfde as ons by 'n kerkpartytjie kom, soos hierdie of 'n selgroep of wat ook al dit mag wees. En dalk sê jy vir my, wat bedoel jy met 'n kerkpartytjie? Het jy geweet dat elke keer as ons by mekaar kom in groot settings en klein settings as volgelinge van Jesus, is dit eintlik maar 'n kerkpartytjie. Dis God se partytjie. En ons kom daar by mekaar in sy naam. En daar gebeur
dieselfde by hierdie partytjies as wat by hierdie imaginary partytjie by Konka gebeur het. En dit is in een sin, ons vergeet vir wie hierdie partytjie is. Ons vergeet vir wie die partytjie is. Nie omdat jou hart sleg is, of omdat jy 'n kwaadwillige intensie het, of omdat jy nie lief is vir die Here nie. Ek weet, dit gaan nie daaroor nie. Dis nie doelbewus en intentioneel wat jy besluit om hierdie te doen nie, maar wat ek sien, dis amper half soos ek laasweek al gesê, daar's 'n gravitational pull wat plaasvind, nê. Wanneer ons by 'n kerkpartytjie bymekaar kom, dan laat ons dit maar baie vinnig oor onsself gaan. Ons vergeet vir wie is die partytjie eintlik. Ons laat dit oor ons voorkeure en afkeure gaan. Ons laat dit oor ons behoeftes gaan. Ons laat dit oor ons groei gaan. Ons laat dit oor ons likes en dislikes gaan. Ons laat dit oor ons geestelikheid gaan. Ons laat dit oor ons smaak en rondom ons voordeel gaan. En alhoewel dit baie geestelik klink, vir baie mense klink dit geestelik, wil ek vandag vir jou sê, hierdie is nie ons partytjie nie. Dis God se partytjie. Hierdie wat ons vandag hier doen, is nie ons partytjie nie. Dis God se partytjie. Daai klein groep waarin jy is nie jou partytjie nie. Dis God se partytjie. Daai uitreik, daai bediening waarmee jy besig is, wanneer ons bymekaar kom vir 'n kerkpartytjie, it's not your party. It's not my party. Dit gaan eintlik oor God. Dit gaan eintlik oor sy hart vir mense. Dit gaan eintlik oor dit wat vir hom belangrik is en wat hom die heel meeste eer. En raai wat? Jesus het vir ons presies kom sê wat God eer. Jesus het presies vir ons kom sê en vir ons kom vertel hoe lyk 'n kerkpartytjie? Hoe lyk 'n partytjie wat God se hart reflekteer? Hoe lyk 'n kerkpartytjie wat God honor? Hoe lyk 'n partytjie wat God laat glimlag? Jesus het vir ons kom sê en sy goeie vriend en volgeling Dr. Lukas het dit vir ons in meticulous detail gedokumenteer. Maar voordat ek daarop ingaan en voordat ek daaroor gesels, wil ek vir 'n oomblik sê dis baie belangrik om te weet die konteks van hierdie stories wat Jesus vertel het, van hierdie gedeeltes wat hy gepraat het oor God se hart, is daaroor dat hy met mense gesels het wat God se hart vir die mensdom verloor het. Jesus het baie oor God se hart gepraat. In die evangelies het die 4 skrywers dit vir ons gedokumenteer. Hulle was ooggetuies, hulle het dit hom sien sê, hulle het hom dit hoor sê. En die godsdienstige leiers, die mense wat die show geran het in daai tyd, het fokus verloor van wat God se hart is. Dis nie omdat hulle noodwendig almal slegte mense was nie. Baie van die fariseërs, skrifgeleerdes, godsdienstige leiers, sadduseërs, hulle is mense wat God wou dien, hulle wou God eer, hulle wou God korrek aanbid. Maar in die hele proses om God te aanbid en sy wette volg en alles, het hulle die hart van God ons Vader verloor vir mense. En dan kom Jesus tussen daai mense in en hy kom, trek die gordyn so bietjie oop en hy sê, maar kom ek herinner julle, kom ek wys julle hoe lyk die hart van God ons Vader vir mense. Kom ek wys julle hoe dit lyk. En sy vriend Dr. Lukas dokumenteer dit op 'n paar plekke en ek wil vandag fokus op 2 van die gedeeltes wat Jesus praat oor God se hart. En die eerste een wil ek sommer saam met julle lees. So as jy jou Bybel het, maak hom asseblief oop. Ons gaan in Lukas 14 en 15 vandag indelf. Eers 15 en dan 14. Maar as jy nie jou Bybel hierso het nie, jy's gecover, ons het jou gecover. So hierso is dit op die skerm ook. Okay, en dit is daarbo ook. So kan ek dit saam met julle lees. Jesus is besig om te praat met mense wat God se hart bietjie mis en verloor vir mense. En hy vertel vir hulle wie is hy. So hy begin Lukas en dan sê in hoofstuk 15, die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Wow, julle kan teruggaan. Gaan terug. Nee, bly daar. Dit is daar haastig daar agter. Wie die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister? Die kerkmense en die kerkraad en die geestelike guardians, nee? Die tollenaars en die sondaars. Die bekeerde tollenaars en sondaars, die wat tollenaars en sondaars was, maar nou wonderlike Christene is? Nope. Die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad. Dit was nie 'n once-off nie, dit was nie een keer wat hulle toevallig daar gepitch het toe hy besig was om te teach en te preek nie. Hulle het dit 'n habit gemaak. Dit was die gewoonte van tollenaars en sondaars om na die seun van God te kom luister. Seker die mees heiligste persoon, nie seker nie, die heiligste mens op aarde. Die mees kerklike persoon wat bestaan het, as ek sulke taal kan gebruik, voel die tollenaars en sondaars gemaklik by. En hulle het 'n gewoonte gehad, hulle het tyd uit hulle skedule uitgevat. Hulle het effort ingesit
om na hom te kom luister. Daar staan nie, hulle het na Kajafas, die hoëpriester van die Joodse tempel gaan luister nie. Hulle het na Jesus kom luister. Dit was 'n gewoonte vir hulle gewees. Hulle het daarvan gehou om na een van sy kerkparties toe te kom, as ek dit so kan stel. Kom ons gaan aan. Natuurlik was daar pushback rondom dit, en hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes of die godsdienstige leiers beswaar gemaak. Natuurlik het hulle beswaar gemaak. Ons moet appelleer, broers. En die volgende gesê: hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Skande, sê ek jou, skande. Hierdie man wat 'n rabbi is, hierdie man wat Kwansys glo dat hy een of ander messiaanse figuur is. Wat doen hy? Hy eet saam met hierdie sondaars. Hy spandeer tyd saam met hierdie sondaars. Hy sit saam met hulle aan 'n tafel. Dis wat hy doen. Hy ontvang hulle. Hulle ontvang hom nie net nie, hy ontvang hulle ook. Hy nooi hulle. Hy connect met hulle. Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. As jy 'n prentjie wil hê van die hart van God, ons Vader, hier het jy hom. God het 'n hart vir mense wat ver weg is van hom af. God het 'n hart vir mense wat glad nie soos hy is nie. God het 'n hart vir mense wat totaal lost in translation is in die lewe. Hy is selfs bereid om aan 'n tafel met hulle te sit, hulle te ontvang, om op te daag, te RSVP as hulle hom uitnooi. Dink aan Saggeus, ek kan vir julle so baie voorbeelde noem. Hy sê, ek gaan vanmiddag by jou kom lunch. En Saggeus sê, deal is great. En dan gaan hulle. Hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. En toe vertel Jesus vir hulle hierdie volgende gelykenis. So hy hoor wat hulle sê. Hy hoor wat hulle van hom sê. Hoe kan jy saam met hierdie mense sit? Hoe kan jy tyd spandeer? Hoe kan jy jou energie in jou lewe mors op sondaars en tollenaars? Jesus sê, kom ek vertel julle 'n storie. En as hy stories vertel het mense geluister. Dit was briljant. En dit is maar altyd so mooi, julle, die eenvoud van die evangelie. Jesus het dit nie complicated gemaak nie. Joh, maak ons as die kerk het baie keer complicated vir mense nie. Dis hierdie prosesse en stappe en allerhande goed wat mense, Jesus so eenvoudig vir mense gemaak. En dan kom Jesus vir hierdie lot wat so praat en so murmureer en aangaan, en dan vertel Jesus vir hulle die volgende storie, want hulle was absoluut geskok geweest dat Jesus met hierdie mense connect. Hulle was geskok geweest dat Jesus sondaars na 'n kerkparty toe nooi. Dat sondaars deel is van 'n kerkparty. Hulle idee was, hy moet in die sinagoge gaan teach, daar waar almal kerklik is, waar almal Joods is, waar almal die reëls ken, en dan moet hy vir almal wat die reëls ken het weer die reëls sê. Saterdag na Saterdag of wat ook al dit mag wees. En in daai tyd het dit so gewerk, mense wat nie God ken nie, mense wat sondaars en tollenaars was, hulle was nie welkom in die sinagoge gewees nie. Kerkparty vir kerkmense. Dis hoe dit werk. Gebruik die woord kerk, julle verstaan wat ek bedoel. Dit is wat dit was. So Jesus sê, kom ek vertel julle, kom ek gaan 'n storie tyd. Kom sit gou almal op die bed saam met my. Nie op die bed nie, om die tafel, kom ek vertel julle 'n storie. En hy vertel vir hulle 'n storie van 3 items wat weggeraak het. Julle ken hierdie. Vertel vir hulle die storie van 'n skaap wat weggeraak het, 'n storie van 'n muntstuk wat weggeraak het, 'n storie van 'n kind, 'n jongste kind wat weggeraak het, en in elke een van hierdie verhale sien ons, daar's dieselfde patroon. Jesus vertel dieselfde storie 3 keer oor met ander karakters om hierdie mense te laat verstaan, wat is God se hart vir mense wat ver van hom af is, wat weg is. So dieselfde proses word in elke storie gevolg. Iets is weg, iets word gevind, en dan is daar 'n party. OK, daar julle hierdie, die skaap is weg. Daar's 100 skape, 1 skaap raak weg. Hy's daar verstrengel in die bosse en die ditches, en die herder sê, weet jy wat, ek gaan 99 skape los en ek gaan na 1 skaapie gaan soek. En hy vat die pad en hy soek hom heinde en verre oor berge en dale, en dis waar die liedjie vandaan kom. In elk geval, hy kry hom toe nou die skaapie en hy sit hom op sy skouers, hy bring hom terug na die 99 toe. Hy nooi al sy vriende en daar's 'n party. Volgende verhaal wat hy vertel is, hy sê 'n vrou het 10 silwer muntstukke gehad en die 1 muntstuk het weggeraak in haar huis. En sy freak toe uit en sy soek oral in die huis en sy maak skoon en spring clean en skuif die banke rond en skud die gordyne uit en gooi die kaste en alles om daai 1 silwer muntstuk te kry. En tada, daar kry sy hom. Weet julle hoe voel hierdie?
Het jy al iets weg laat raak in jou huis? Iets wat baie belangrik is. Julle ken hierdie, nê? Jy weet hoe dit voel en jy moet dit kry. Jy moet dit kry. En jy besef, jy skei weg en jy sê, almal kom help soek, kom ons gaan groot. En sy kry die een muntstuk wat weg was, silwer muntstuk, en sy tel hom op en sy sit hom by die ander 10 en sy nooi al haar vriendinne en hulle hou 'n party. En dan lees ons, vertel Jesus vir ons die laaste storie van 'n jongste seun. Hy besluit ek is moeg vir my pa se reëls, maar ek soek tog al sy geld en hy vat sy erfporsie en hy sê vir sy pa, "Arrivari," en dan vat hy die pad en hy gaan na 'n vreemde land toe, hy gaan mors alles uit, hy gaan groot en hy gaan definitief nie huis toe nie en dan kom 'n hongersnood wat in daai land uitbreek en uiteindelik het hy niks oor nie, hy het alles uitgemors en hy beland in 'n varkhok. Nou Jesus vertel hierdie storie. Nou kan jy dink vir Jode, Fariseërs, hy vertel in 'n varkhok. Hy kon gesê tussen beeste of tussen enigiets, maar Jesus sien julle, hy maak die pap bietjie dik aan. In 'n varkhok, jy weet, dit was weer 'n how low can you go? Dis rof. Okay, so Jesus sit juist daarin dat hulle kan verstaan hoe diep en hoe ver hierdie persoon teruggeval het in die lewe. En dan besluit hierdie seun, ek kan nie so aangaan nie, hy gaan terug na sy pa toe. Die oudste seun is nog die hele tyd daar, hy kom terug by sy pa en hy sê vir die pa, ek wil asseblief 'n slaaf wees. Die pa sê, nee, jy's my kind. En wat doen die pa? Hy hou 'n party. En Jesus vertel hierdie 3 stories vir die mense. En wat is die punt hiervan? Die punt hiervan is eenvoudig. Die Here love die 99 wat in die kraal is. Hy is so dankbaar vir die 99 skape. Dis sy skape, elke een is belangrik vir hom. Hy is mal oor die 9 silwer muntstukke wat daar lê. Hy love it. Dis syne, is hom kosbaar. Die oudste seun wat by die pa gebly het, is great, hy is dankbaar daarvoor. Maar weet jy wat maak dat God 'n party hou? Dat God fees vier? Wanneer iets wat weg was van hom terugkom. Wanneer iets wat weggeraak het, wanneer hy dit terugkry. Wanneer iets wat verlore was, gevind word. Wanneer iets wat ver was, weer naby kom. Wanneer iets wat stikkend was, herstel word. Hy is dankbaar vir die 99 en dankbaar vir alles, maar hy gooi 'n party. Wanneer dit wat weg is, weer terugkom na hom toe. En elke keer as iets terugkom na hom toe, sê die skrif, gooi hy 'n party in die hemel. Hy sê, daar's feesviering in die hemel, gaan lees Lukas 15, daar's 'n party wat besig is om te gebeur, elke keer as iemand terugkom na God toe. En dit is belangrik om daai party aan die gang te hou. So, Jesus beklemtoon God se hart vir 'n groep mense wat vergeet het hoe God se hart lyk vir mense. Hy vertel hierdie vir 'n groep mense wat hulle byeenkomste, hulle parties baie eksklusief begin maak het vir die kerklik en die heilig en die veilig. En hy kom praat en hy spreek in die situasie en hy sê, julle wat glo dat kerkparty, God se party is eksklusief, wat cater in julle parties net vir julle behoeftes en net vir julle voorkeure en net vir julle likes en dislikes. Kom ek vertel hierdie vir julle. Nou terug by my en jou. Ek dink as ons eerlik is vandag met mekaar, ek dink dan moet ons erken dat hierdie is so maklik om te gebeur, nê. Daar's 'n gravitational pull wat ons altyd trek na om insiders te wees, om insiders taal te begin praat, om soos insiders op te tree, om alles oor ons te laat gaan, om kerk en die kerkparty oor ons te laat gaan. En as jy vandag die eerste keer hier is, of jy's nie 'n kerkmens nie, of iemand het jou saamgenooi, is dalk nie regtig 'n Christen nie, jy wonder nog oor Jesus, dan het jy die perfekte dag gekies om in 'n kerk te wees. Weet jy hoekom? Want jy weet hierdie, en dis dalk een van die grootste issues wat jy met ons Christene het. Jy sê, dis juist omdat julle die party oor julle self laat gaan en vir niks anders, en iemand anders worry as julle self nie, dat ek voel soos ek voel, of jare laas in 'n kerk dalk was. So jy het vandag, as jy daai persoon is, 'n front row seat om te hoor hoe ons as Christene met ons praat. En ons vandag hierdie ding tussen mekaar uitsorteer op hierdie droom Sondag. En soos ons Jesus begin volg, soos ons vir Jesus ja sê, soos ons begin geestelik groei, geestelik volwasse raak, soos ons geestelik begin verdiep, dan staan daai gravitational pull wat maak dat ons alles rondom ons begin gaan. Ons begin kerk vir ons skep, nê. En uiteindelik skep ons ervarings en byeenkomste en goed wat ons doen, wat ons voorkeure en ons afkeure en ons likes en dislikes reflekteer. En ons vergeet van die mense wat nog nie hierso is nie. Ons vergeet van die mense wat nog nie by die journey aangesluit het nie. En die waarheid is, hulle vind ons partykeer baie weerstaanbaar. Nie onweerstaanbaar nie, maar weerstaanbaar. Hulle vind ons baie resistible. Hulle voel, julle doen julle ding en julle gaan Sondag kom julle by mekaar en gaan en whatever julle aangaan in daai gebou. Julle groepie, julle dingetjie wat julle doen, julle uitreikie. Ons is okay om nie deel daarvan te wees nie.
Ons is fyn. Julle doen julle ding, julle hou julle kerkparty en ons sal met ons eie ding aangaan. Maar weet jy wat? Jesus het daai denkwyse in sterkste terme kom challenge. Enige iemand wat daai denkwyse gehad het in daai tyd en vandag het Jesus kom challenge. So dit bring my vandag by ons tweede skrifgedeelte wat Lukas vir ons geskryf het oor die hart van God. Is jy reg vir hom? Nou kan jy so enetjie terugblaai, so hoofstuk terugblaai in die woord. Is jy reg om dit saam met ons te lees? So wat ons sien hierso in hierdie gedeelte in Lukas 14 is Jesus sit dan nou by 'n fariseërsparty, 'n kerkparty. En dit is eintlik baie ironies, want Jesus was eintlik baie meer by sondaarsparties gewees as by kerkparties. Maar hy saam met 'n klomp fariseërs en terwyl hy daar besig is om tussen hulle te sit, merk hy die volgende op wat daarso gebeur. En dit is, hy sien hierdie klomp fariseërs, skrifgeleerdes, godsdienstige mense en almal beklei vir die beste seats aan die tafel. Almal wil op die kop van die tafel sit. Almal beklei oor die ereplekke. Ek wil langs die een en die tafelplasings is verkeerd en ek moes eintlik hier sit en almal gaan daaroor aan. En uiteindelik toe almal nou op hulle ereplekke gaan sit en gesettel is, toe kyk Jesus hierdie besigheid so wat om hom gebeur aan die tafel en hy sê vir hulle die volgende woorde. Hy sê vir hulle: as julle dink dat dit wat hier besig is om te gebeur, dra God se goedkeuring weg, ek dink nie heeltemal so nie. Kom ek sê vir julle, wat se tipe party dra God se goedkeuring weg? En dan sê hy vir hulle, 'n party wat nie oor julle gaan nie. 'n Party wat nie gaan oor ek wat op hierdie sitplek sit en ek wat in hierdie posisie is en ek wat die ereplek beklee nie, maar 'n party waar julle die sondaars en die swakkes en die siekes en die uitgeworpenes nooi om saam met julle aan die tafel te kom sit. Dit is 'n party wat God love. Obviously die fariseërs niks daarvan gehou nie. Skrifgeleerdes, die godsdienstige leiers het glad nie daarvan gehou nie. Dit was vir hulle nag gewees toe Jesus dit sê. En dan sê Jesus vir hulle, kom ek vertel vir julle 'n storie om hierdie ding tuis te bring. Lees saam met my. Maar hy antwoord hom, dis Jesus wat een van die skrifgeleerdes antwoord, wat sê ja, maar dis mos maar hoe dit God dit soek. Hy sê, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense is uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg, by hierdie woordjie in jou agterkop, dienskneg, uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En om dalk net so vinnig 'n backstory te gee oor die storie wat Jesus hier vertel, is sulke feesmaaltye in Jesus se tyd was regtig 'n big deal geweest. Dit het baie geld gekos, dit het baie lank aangehou en hulle moes groot voorbereidings getref het vir so 'n maaltyd. So wat dan gebeur het is, hulle het 'n 2 uitnodigingsstelsel gehad, amper soos ons vandag het. So die eerste uitnodiging na so 'n groot feesmaaltyd toe, was dan eers soos 'n save the date. Julle ken dit mos, nê? Soos jy kry dit ons met 'n troue, save the date. Ons het daai dag 'n groot ete, laat weet asseblief of jy gaan kom, RSVP. En dan het hulle laat weet, yes, ons kom, ons is daar, ons mis mos nie free kos nie. Dis mos hoekom mense na troues toe gaan, is vir die free kos. So anyway, ons gaan dit doen. En dan het hulle gesien, okay, kom 50 of 20 of hoeveel mense, en dan het hulle groot gegaan om voor te berei en die kos te maak en die tafels te dek en die decorations op te sit en die musiek te organise en alles reg te kry. En dan as alles so te sê reg was, dan het die gasheer sy diensknegte uitgestuur en hy het vir hulle gesê, gaan stuur die tweede uitnodiging nou uit, gaan na die mense toe en sê vir hulle, goed, is die tweede uitnodiging, alles is nou reg, so julle kan nou kom. Ons gaan binne 'n uur begin, alles is van, daar was nie WhatsApp en group call en al daai goed nie. So kom asseblief, dingetjies is reg. Dis presies wat in daai tyd gebeur het. So dit was 'n big deal geweest. So Jesus vertel die storie, al die mense confirm die eerste uitnodiging, save the date, RSVP. Ons gaan al weer sien jou daar. En dan sien ons toe die gasheer die dienskneg uitstuur vir die tweede uitnodiging om vir mense te sê julle kan nou maar kom. Kyk wat is die respons van hierdie mense. Dit gaan dalk vir jou baie bekend klink. Ons wat in die kerkwêreld is, ken hierdie baie goed. So hier sê hy, maar hulle het almal begin verskonings maak. Kan jy hiermee relate? Almal begin verskonings maak. Het jy al 'n partytjie gehou, iets gereël en op die laaste nippertjie begin almal verskonings maak? Selleiers, die van julle wat reggemaak het en wag vir mense om te kom en laaste nippertjie, soos in 4:30, julle begin 5:00 om stuur almal oskies dit en dit en dit. Voel jy die pyn van hierdie gasheer? Ek wil hê met hom diep voel. En as jy dit, die oues wat dit doen, voel hom nog dieper. En hy het gesê, hoor wat is die verskonings? Ek het pas 'n stuk grond gekoop
en ek wou daarna gaan kyk. OK. Hoe lank vat dit om grond te koop? Dis nogals 'n proses, né? Papierwerk, prokureurs, OK. Ek sou dog jy kyk voor jy dit koop. Nou wil hy gou gaan kyk. Hy vra dus om verskoon te word, sê die diensknegt vir die gasheer. Hy gee nou vir hulle hy gee hom vir verskonings. 'n Ander het gesê, hy het nou net 5 paar osse gekoop en wil hulle gaan probeer. So ek het 5 paar osse gekoop, ek wil hulle 'n bietjie gaan uitdraai op die land. Ons gaan 'n bietjie kyk, is destyds 'n John Deere, ons gaan hulle 'n bietjie uitdraai daar. Hoor hierdie lym verskoning hier laaste. 'n Ander een was pas getroud en het gesê hy kon nie kom nie. So miskien sit jy dalk vandag en jy dink, wel ek verstaan dit, jy weet hulle is dalk op honeymoon, maar mense, kan jy dink hierdie flou verskonings wat hierdie mense het? In daai tyd sou hierdie reaksie wat hierdie gaste wat genooi is op die uitnodiging, die tweede uitnodiging, sou eintlik 'n klap in die gesig gewees het vir die gasheer. En dis wat Jesus probeer sê, dit sou vir hom onverwags gewees het, dit sou vir hom onvanpas gewees het. Want hulle het klaar confirm met die eerste uitnodiging hulle gaan kom. En nou dat die tweede een daar is, nou skielik het hulle al die flou verskonings. Dit was lym gewees en ek meen dis lym in vandag se taal. Ek meen die Grieks, die Nuwe Testament is mos in Grieks geskryf, maar daai laaste verskoning beteken letterlik in Grieks, ek het met 'n vrou getrou, ek kan nie kom nie. Dis wat dit beteken. Wat beteken dit? Moet jy nou skilderye opsit? Moet jy die meubels, waaroor gaan hierdie nou? Jy het confirm. Dis die lymste verskonings wat jy aan kan dink. Ek lees hier en ek soos really, come on. En ek het al regtig lym verskonings in die kerkwêreld gehoor, maar hierdie is soos in daarbo. En ek dink Christene is goed daarmee om lym verskonings uit te dink. Jy weet, en ons het al baie goed gereël en mense het gesê ons gaan alwees daarby, ons gaan kom en raai wat, groot koste, groot moeite vir ons, kan ek bietjie op jou gevoel speel vir 'n oomblik. Groot, en dan pitch staan die mense nie en dan is dit verniet en dis geld wat in die water gegooi word. Dan sê ons, maar wat het gebeur? Mense dan gesê hulle gaan kom, hulle het ge-RSVP. En nou skielik oor die lym verskonings links en regs. Dis wat hierso gebeur het. Dit was bad. So die diensknegt, hoor nou wat hierdie mense sê op die tweede uitnodiging en hy gaan terug na die gasheer toe. Wil julle hoor wat sê hy vir die gasheer? Hy kom gee terugvoer oor wat die mense se reaksie was op die tweede uitnodiging. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Hy sê, ek dink jy wil sit, kan ons net vir jou stoel nader trek meneer en dan sit jy rustig hier en dan gaan ons gegaan net deur die reaksies. Hy sê, maar waar is die mense? Hy sê, dit is waar ek wil hê jy moet sit. En ek wil die volgende woorde vir jou sê. En hy vertel vir hom, die een het osse gekoop en die een het getrou en een lym na die ander verskoning. En wat gebeur hierso? Julle kan teruggaan enetjie terug asseblief. Hy sê daar toe het die eienaar van die huis kwaad geword. En ons verstaan dit. Jy sal ook kwaad gewees het. Jy was al kwaad. Weet julle mense wat ek trou gereeld mense. Gister het mense getrou en ek dink elke Saterdag in die maand trou ek mense. Maar weet julle wat? Bruidegom en 'n bruid sê vir my, hulle nooi gaste na 'n troue toe, gaste RSVP om te kom. En dan pitch hulle nie vir 'n troue nie. Weet julle hoeveel kos dit per kop nie? En dan is hulle kwaad daaroor, dan sê ek, dis terrible. Dis hoe hierdie ou gevoel het. Hy's kwaad. Weet julle die moeite wat hy ingegaan het, die onkoste. Julle het confirm, het plaas het dit gesê, ons gaan nie kom nie. Nou het julle confirm, hy het kwaad geword en hy sê vir sy diensknegt die volgende woorde. Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes hier in. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar's nog plek. So wat hier gebeur is, hy sê vir sy baas, ek het hulle almal genooi, ons het uitgegaan in die strate en in die steegies en almal wat ons in die hande kon kry het ons gesê, ons weet julle het nie uitnodiging verwag en julle het dalk nie gedink hierdie is vir julle nie, dis dalk nie iets wat julle gedink het julle sou tuis by voel nie, julle het dalk gevoel julle gaan nie inpas nie, maar kom asseblief na die party toe. Die gasheer wil julle graag daarso hê. En hulle almal kom en nou is die sitplekke nog nie vol nie. En dan sê ons het almal genooi wat ons kon, die sitplekke is nie vol nie. En die gasheer sê, sorry, maar dit werk nie vir my nie. Okay? Die party, of hulle nou is of nie, die party gaan aan en ek soek my huis vol. Ek soek my sitplekke vol. Ek soek my party vol. Ek het nie al die moeite gedoen vir 'n leë party nie. Ek soek dit vol. En dan lees ons die volgende woorde wat hy vir hom sê. Toe sê die Here vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings. En kyk hierdie sterk woord wat Jesus gebruik. Dwing hulle om in te kom. Hoekom? Sodat my huis vol kan
word, dat my koninkryk vol kan word. Hy sê, nou gaan julle uit buite die dorp, op die velde, op die plotte, die klein hoeves, gaan nooi almal. Ek gaan nie 'n leeuparty doen nie. Ek soek my huis vol, ek soek my koninkryk vol. Hier's soveel mense wat weg is, wat nie maar ek wil hulle terug hê. En Jesus onthou vertel 'n storie om God se hart vir mense te openbaar. Ek soek 'n full house. En dan kom Jesus en hy gee die punchline van die hele storie, gee hy dan in die laaste vers 24. Hy sê, want ek sê vir julle, onthou, nou praat hy met die mense, die fariseërs wat om die tafel sit en luister na hierdie wat beklei het vir die ereplekke. Nou sê hy, want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, dis die eerste uitnodiging, my maaltyd sal smaak nie. Dit moes vir hulle rof gewees het. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, die koninkryk van God het naby julle gekom. Die koninkryk van God is daar vir julle om in deel te neem, om deel te wees. Julle is genooi om deel te wees van dit wat God in die wêreld doen. Maar weet jy wat? Julle gaan dit mis. Nie omdat julle nie genooi is nie, omdat julle verskonings gehad het, omdat julle nie opgedaag het nie, omdat julle nie moeite gedoen het om te pitch nie. Julle gaan dit mis. Dis God se hart. Basies sê Jesus vir hulle, die groot shocker is, God se party is nie wat julle dink dit is nie. God se party is nie eksklusief nie. Dis nie net vir kerkmense nie. Dis nie net vir mense wat reg is nie. God se party is inklusief. God se party is vir almal, vir die siekes en die gebrokenes en die sondaars en die swakkes en mense wat dink dis glad nie vir hulle nie, hulle gaan nie inpas nie, dis nie hulle ding nie. Dis vir elke een van daardie mense. Mense wat voel hulle is nie welkom nie, hulle hoort nie daar nie en is iets wat hulle eerder sal wil resist. Nou die allegoriese betekenis hiervan of die geestelike betekenis om ander woorde te gebruik is eintlik maar net dit. Jesus sê God die Vader het vir die Joodse nasie Israel 2 uitnodigings gestuur. Die eerste een was deur die profete gewees. En hulle het ge-RSVP, het gesê die Messia kom, ons is reg, ons is gereed, bring hom aan. En toe kom die dienskneg van God, Jesus Christus self. Hoofletter dienskneg. En hy kom nooit bring die tweede uitnodiging en hy sê die koninkryk van God is hierso. Kom, nou is dit die tyd. En almal het decline. En wat doen God? Toe sê hy, nou skuif ek die uitnodiging weg van die Jode af en nou skuif ek dit na die nie-Jode toe, die heidene. En ek sê, nooi hulle almal en hulle kan inkom na die Vader se party. Dis half die geestelike betekenis wat Jesus hierso sê. En dit bring ons by my en jou vandag. Jy moet dit vandag weet, Agape familie, dat ek en jy is deel van God se partytjie. As jy Jesus volg, as jy sy kind is, as jy jouself 'n Christen noem, as jy jouself as deel van die kerkfamilie beskou, hierdie een in die wêreldwye familie van God, dan is ek en jy deel van die Vader se partytjie. En tot Jesus weer terugkom, is die kerk, hoofletter K kerk, God se partytjie op die aarde. En hierdie partytjie bestaan sodat God mense kan intrek en deel maak van sy koninkryk en sy kinders kan maak en sy vriende kan maak wat nog nie deel is daarvan nie. Elke byeenkoms, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, maak nie saak of dit binne of buite is nie, maak nie saak of dit 'n projek is of 'n bediening of wat ook al dit is nie, wil hê julle moet dit vandag weet, dis God se partytjie, dis die Vader se partytjie. Luister mooi vir my, dis nie jou partytjie nie. Dit is nie my partytjie nie. Ons het dit nie gereël nie, dis nie vir ons nie. Ons is by die Vader se partytjie. Dit is so maklik vir ons om te dink dat is ons partytjie, so maklik vir ons om te dink dit behoort oor ons te gaan, so maklik om die struik van die fariseërs te trap en begin dink dit is net vir insiders. Dit gaan net vir die wat klaar deel is van hierdie en dit oor ons eie voorkeure te maak en eie likes en dislikes. Maar ek wil vandag as die voorloper in die gemeente wil ek vandag hê moet weet ek wil nie ons moet in dieselfde struik trap as die fariseërs nie. En daarom is ons tema vir 2026 is it's not your party. En ek wil hê ons moet alles wat ons doen in hierdie gemeente, alles wat ons sê in hierdie gemeente, elke manier hoe ons iets approach in hierdie gemeente moet ons deur hierdie woorde sien. En dit is, sê vir die persoon langs jou, it's not your party, en sê ek hou nie daarvan om die kerk goed te sê nie. Hoekom? It's not your party. Sê vir iemand, it's not your party. Yes. Hoekom is dit ons
titel. En party mense gaan sê, "Sjoe, dit klink nie vreeslik geestelik nie." Exactly, it's not your party. As jy so geestelik is, come on. Ons kan 'n challenge hou, wie is die geestelikste? Maar kom ek waarsku jou vandag, hierdie is wat Jesus vertel het. Dis nie wat ek vertel het nie. Hy vertel dit vir die eenvoudige terme. Ek glo ons is nooit meer as 'n kerk soos Jesus, as wanneer ons eie voorkeure en ons eie likes en dislikes en ons eie goedjies opgee ter wille van ander mense, wat tog nie deel is nie. Is dit nie wat hy gedoen het nie? Hy sê, groter liefde is daar nie as iemand wat sy lewe aflê vir sy vriende nie. Hy sê, maar ek het vir julle gesterf terwyl julle nog sondaars was. Nie terwyl julle my vriende, dis maklik om te sterf vir 'n pel of 'n familielid. Dis maklik, jy doen dit met gragte, maar wie gaan jou lewe gee vir jou vyande? En moet nou nie geestelik wees vanoggend nie, jy gaan nie. Ons gaan dit nie doen nie, ek gaan nie, jy gaan nie, dis hoe dit is. Maar Jesus het dit gedoen. Hy het sy lewe gegee vir mense wat nie deel is van hom nie, wat hom nie volg nie. It's not our party. Jesus se hart is nie net vir mense wat deel is nie, want dalk sit jy en sê, maar gee Jesus dan nou nie om vir my nie. Ek het hom ons nou gesê die 99 en die 9 coins, hy gee om vir jou, hy's bly jy's hier, maar jy's hier. Jy's klaar hier, jy's okay, jy's in die kraal, jy gaan kos kry, jy gaan gevoed word, die herder is daar, hy love jou. Maar dit is nie hoekom ons hier so is nie. Verstaan julle hierdie nie? Hy het net so groot hart vir mense wat nog buite staan. En in Lukas 14 vertel hy vir ons dat ons moet uitgaan en mense gaan nooi wat dink hulle is nie welkom hier nie. Mense gaan nooi wat dink hierdie is nie vir hulle nie. Christianity is nie vir my nie. Kerk is nie vir my nie. Christendom is nie vir my nie. Ek voel nie tuis staan nie, ek gaan nie inpas nie, ek is nie iemand vir kerkparties nie. Jesus sê in Lukas 14, daai mense is juis wie God voor plek voorberei het. En dis hoekom ons kerk doen soos ons dit doen. As jy nog nie lank deel is van Agape gemeente nie, dit is hoekom ons kerk doen soos ons dit doen. Hoekom? Want hierdie party is nie vir kerkerige mense nie. As jy 'n kerk soek vir kerkerige mense, is jy 'n verkeerde kerk. Ek kan vir jou 'n paar aanbeveel, maar hierdie is nie hy nie. Hierdie is 'n kerk wat sê ons fokus op sondaars, op siekes, op gebrokenes, op mense wat ver van God af is. En raai wat? Is ons almal nie maar een of ander tyd 'n sondaar of gebroke of bietjie ver van God af nie? Maak nie saak hoe lank jy hom volg nie. So ons is eintlik maar almal in dieselfde bootjie, nê. So is eintlik maar 'n kerk vir ons almal uiteindelik. Dit is belangrik vir ons om 'n kerk te skep waar nie kerkmense welkom is. Om 'n kerk te skep, om omgewings te skep, om byeenkomste te skep waar mense wat ver van God af is en dink is nie vir hulle nie agterkom. Wow, is hierdie alles vir my? Dis hoekom 'n care center gebou is. Mense sê vir my, "Joh, julle het al die stops uitgetrek toe daai plek gebou het. Hoekom het ons dit gedoen?" Om vir mense te sê, "Julle dink hierdie plek is nie vir julle nie, dis juis vir julle. Dis juis vir jou." Ons het hom so ingerig dat jy daar kan kom sit, dat jy dit kan kom experience. Ons het die beste wat ons kon doen. Dis nie die beste nie, maar dis die beste wat ons kon doen, gedoen sodat mense kan instap en sê, "Is dit vir my?" Dat ons kan sê, "Ja, dis nie ons party nie, dis die Vader se party." En ons wil 'n omgewing skep waar jy dit kan agterkom, wat alles in hierdie facility met jou praat daaroor. Dis belangrik vir ons. So ek weet iets van julle wat so dalk bietjie in julle gedagtes met my argumenteer. Kan ek net sê, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ons gaan die volle waarheid van God verkondig hier van vooraf. En jy sit dalk en dink, wel, dit is wat op die oomblik hier gebeur. Ek is nie besig om enigiemand te spaar nie, kom julle dit agter. So ons dis die volle waarheid van God. Ek gaan nie terughou nie en ons gaan nie terughou as die Here vir ons dit sê nie. Ons gaan die Here in gees en waarheid aanbid in die gemeente. Ons gaan nie die standaard verlaag nie. Ons gaan nie enigiets afwater nie. Ons gaan nie compromise nie. Ons gaan niks doen nie. Ons gaan aangaan soos God wil hê ons moet aangaan. Ons gaan nie verskoning vra vir die manier wat ons God dien nie, maar hier's die deal. Alhoewel ons nie die inhoud gaan verander nie, alhoewel ons nie die boodskap gaan verander en die essensie van alles nie, moet ons die verpakking aanpas, sodat dit wat ons na mense toe uitsit daar buite, dat dit accessible is vir mense. Ons soek on-ramps as 'n gemeente om mense wat ver van God af is, om hulle 'n geleentheid te gee, om toeganklik te vind om by Jesus uit te kom. Ons wil dit nie moeilik maak vir mense om by God te kom nie. Ons wil dit nie moeilik maak vir mense nie. En ons is nie perfek in dit nie, ons weet dit, maar ons gaan definitief ons perfekte shot gee daarvoor. So die realiteit wat ons moet in die gesig staar vandag is dat elke jaar kom hier honderde mense in hierdie gebou in om uit te figure of is Jesus of die geloof vir hulle. Ek dink laas jaar het ons amper 500 Connect kaartjies ingevul gekry. 500 mense wat kaartjies ingevul het wat die eerste keer in hierdie gemeente was. Ons hou rekord van dit.
Hier's honderde mense wat hier inkom en sê, ek gaan kom uitcheck of is Christianity vir my? Is hierdie Jesus ding vir my? So ons wil hê alles moet so gegeer wees in hierdie gemeente, dat daar on-ramps vir hulle is, dat dit toeganklik is, om as hulle hier is, dan 'n ontmoeting met Jesus te hê. As hulle hier is, dat ons dit nie vir hulle moeilik sal maak nie, dat ons alles, van ons spasies tot hoe ons goed doen, vir hulle laat experience, hierdie kerk is vir julle. Alles wat ons hier doen, is vir julle. It's not our party, dis die Vader se party, en ons nooi julle in hierdie spasie, en ons nooi julle in ons klein groep byeenkoms by die huis, en ons nooi julle in hierdie bedieningsspasie, en ons nooi julle in hierdie ministry in, wat ons gaan doen. So ons gaan nie daarna streef om almal gelukkig te hou nie, en dit het jy seker ook al agtergekom. Ons gaan nie almal gelukkig hou nie, ons kan nie almal gelukkig hou nie, Jesus was perfek en hy kon nie eens almal gelukkig hou nie, so ons het lankal daai ding laat vaar nie. Ons gaan die Vader gelukkig hou, ons wil die gasheer uiteindelik gelukkig hou. En wat jy ook moet weet is, ons gaan nie 'n model of een of ander styl probeer implementeer in ons kerk nie, ons wil 'n persoon reflekteer. En ek het dit al baie gesê, as hierdie ligte en goed hier agter my nie meer relevant is om mense te bereik nie, dan smyt ons dit uit. As ons nie meer verhoog moet hê nie, maar in sirkels en groepies moet sit op komberse, en dis wat die wêreld, dis hoe ons by mense by Jesus uitkry, dan doen ons dit so. As ons met ander musiek sing, dan doen ons dit so. As ons met ander instrumente weer 'n pyporgel moet installeer, want dis die ding wat mense bereik, dan doen ons dit. Ons wil 'n persoon reflekteer, wat se hart vir mense is, wat nog nie hierso is nie. Ons wil nie 'n styl of een of ander model implementeer in ons kerk nie. So as jy dit gedink het, ek hoop ek het jou babbel gebars. Sal 'n persoon reflekteer. En daai persoon is 'n liefdevolle Vader. Daai persoon is 'n liefdevolle Vader wat lief is vir elke mens, maak nie saak waar hulle in hulle journey is nie. Daai persoon is 'n persoon wat sê, ek is nie kwaad vir jou nie. Ek is nie teen jou nie. Ek haat jou nie. Ek is lief vir jou met 'n ewige liefde. Ek wil vir jou sê, kom terug na my huis toe. Kom terug na my toe. Ek wil vir jou sê, hier's plek aan die tafel vir jou. Ek wil vir jou sê, hier's 'n tafelplasing met jou naam. Kom sit aan my tafel. Ek wil hê jy moet deel wees. Ek wil hê jy moet terugkom na my toe. Ek is nie teen jou nie, ek haat jou nie met 'n passie nie. Soos ek laas al vir julle gesê het, ons glo God is lief vir ons, maar baie van ons glo God like ons nie baie nie. Hy's lief vir my, maar hy love jou en hy like jou. En hy sê, kom na my toe. Baie mense sê baie keer, ja, maar God straf. Ek glo God straf nie meer na die kruis nie. Al die straf wat daar was, het Jesus aan die kruis gedra, en as jy in Jesus is, het hy die straf namens jou gedra. En ja, as jy sonder Jesus sterf, gaan jy eendag ongelukkig die volle straf in die hel ervaar, dit is eenvoudig hoe dit is. Maar as jy in Christus is, sê in Romeine 8 vers 1, daar's nou geen veroordeling meer nie. Okay, so hy is nie daarop uit om te straf en seer te maak heeldag nie, hy sê ek het gekom om die wêreld te red. Glo jy dit vandag? Amen, dis presies wat die Here vir ons sê. So, baie kerke, soos ek gesê het, is ontwerp vir kerkmense. Ons is nie een van hulle nie, okay? Dis hoekom jy 'n lied uit 'n Disney song gehoor het, nou Follow the Light, of wat ook al studio gemaak het, want ons is nie 'n kerk vir kerkmense nie. En as ons onsself vind, dat ons bietjie wil begin kla, en sê, weet jy, die dienste is te humoristies, of weet jy wat is te informeel, of weet jy wat is te sekulêr, of dis te vlak, of wat ook al, of is nie diep nie, 'n goeie line wat ek baie keer hoor is, ek groei nie meer nie. Ek groei nie meer nie, so asof ek verantwoordelik is vir jou geestelike groei in die tyd wat ek hier voor staan. Dis wat mense sê, ek groei nie meer nie. Hoekom groei jy nie meer nie? Dis nie my skuld nie. Weet jy wat, jy gaan nie groei as jy net week na week, jaar na jaar in 'n stoel sit en na 30 minute boodskap luister. Jy gaan nie groei nie, ek het vir jou nuus. Jy gaan nie groei nie. Want dis nie hoe ons groei nie. Dit was nooit God se plan gewees vir groei nie. Ek kan in Grieks en Hebreëus in die diepste van die diepstes kan ek indelf op 'n Sondagoggend en ek gaan julle totaal verloor. Niemand gaan weet waar ons is nie. As ons wil dink dis diep. Wat is diep? Diep is om 100% oorgegee te wees en submit te wees aan die wil van God ons Vader. 100% gehoorsaamheid. That's deep. That's deep. So as ons onsself vang dat ons kla oor hierdie tipe van goedjies, dan gaan ons onsself herinner en sê, o ja, it's not my party. Dis die Vader se party. En ek is hier vir die Vader. En hier's 'n laaste thought wat ek by jou wil los. Die oomblik wanneer jy Jesus aangeneem het as jou redder, Agape familie, dan is daar 'n shift wat plaasvind. Okay? Daar's 'n shift. Ek weet dit het soos 'n tango nou gelyk, maar daar's 'n shift wat plaasvind.
Wat is daai shift? As jy Jesus aanneem en jy begin Jesus volg, daar's 'n shift. Jy beweeg van 'n gas na 'n dienskneg. Jesus vertel dit vir ons baie intentioneel. Hy sê, jy beweeg van 'n gas na 'n dienskneg. Jy's nie net meer 'n gas by hierdie party nie, jy's 'n dienskneg by hierdie party. Luister, dis nie meer jou rol om Sondag te kom sit aan die tafel, bedien te word, 'n lappie ingesit te word, 'n maaltyd te geniet, deur 'n buffet te stap en alles te pick and choose wat jy van nou dit te eet en na die tyd ons te gaan ry op TripAdvisor of wat ook al dit mag wees en te sê dis ons stars nie. Dit ons gee nie. Ons gee 3/10 vir Agape, ons gee 2/10 vir die prediking want dis te vlak en daai kerk, dis baie diep daar. Niemand doen wat die Here sê nie, maar is diep. Ons is nie meer 'n gas wat aan die tafel kom sit en 'n ete geniet en getreat word nie. Ons beweeg van 'n geestelike consumer na 'n geestelike contributor toe. Dis wat moet gebeur. Ons rol verander totaal en al. Dis nie jou werk om hierdie partytjie te kom geniet nie. Dis jou werk om die partytjie te kom set up vir die mense wat nog nie is nie, om te kom voorberei, om te kom bid, die grond geestelik te kom voorberei, om mense te nooi wat nie deel is van hierdie partytjie nie, om hulle saam te bring, om moeite te doen met hulle, en intentioneel te wees, om saam met hulle hier te kom sit na jou groepe toe, mense te gaan bedien, betrokke te raak, dit wat God se hart is, uit te leef. In Jesus se gelykenis, as die cast dan die storie nou so aan die einde oor die skerms rol, dan sê hy, God die Vader is die gasheer, my volgelinge, Christene, is die diensknegte, en die gaste is die nie-kerkmense of die nie-Christenmense. Jy is nie meer 'n gas as jy die Here volg nie. En dis dalk die rede hoekom jy nie voel jy groei nie. As jy Sondag net hier kom sit nadat jy Jesus aangeneem het in 'n kerk en jy wil kom eet elke Sondag in die pitkos soos mense altyd vir my sê kom geniet hierso, weet jy wat, jy gaan nie geestelik groei nie want dis nie wat jy moet doen nie. Maar word 'n dienskneg, begin inspring, begin nie deel doen, begin soos die dienskneg uitgaan, mense nooi en betrokke raak en begin by mense en begin mense disciple, dan gaan jy begin groei, ek waarborg jou. Daar's geen in my handpreke wat jou kan laat groei soos diensbaarheid en diensknegskap jou gaan laat groei nie. Kom ek sê dit vandag vir julle en vat dit maar van my as iemand wat 18 jaar 'n predikant is. Ek het dit gesien in my lewe. Nou moet 'n shift plaasvind. So die vraag vandag is, het die shift in jou lewe plaasgevind? As jy jouself 'n volgeling van Jesus noem, is jy nog 'n gas wat elke Sondag kom sit en eet, of is jy 'n dienskneg wat help om die Vader se party vol te maak, om te sorg dat die Vader se party aan die gang bly? Want 'n gas sê die volgende woorde. 'n Gas sê, was dit vir my lekker? Dit was bietjie lank geweest. Hy was nou weer op 'n rou vanoggend geweest. Of weet jy wat, ek hou nie van hoe die mense se huis ruik nie. Of weet jy wat, ek hou nie van dat nie. Of weet jy wat het ek daar uitgekry? Wat het ek uit dit uitgekry? What's in it for me? Dis wat 'n gas doen en dis okay. Vir mense wat nie kerkmense is en nie Christene is nie, dis jy's 'n gas. Ons doen hierdie vir jou en ons wil jy sê as jy hier is moet dit great wees, maar wat doen 'n dienskneg? Wat vra 'n dienskneg? Sê, wie het ek vandag gehelp om nader aan God te kom? 'n Dienskneg sê, watter waarde het ek vandag toegevoeg in mense se lewens? Wat het ek tafel toe gebring vanoggend? As jy 'n dienskneg is die vraag, wat het jy tafel toe gebring vanoggend? Ek weet jy het stoel toe gekom, maar wat het jy tafel toe gebring? Het jy iemand saam jou genooi? Het jy gebid vir die diens vir iemand se hart om oop te gaan? Het jy gebid vir ons worship team? Het jy gebid vir my? En ek wil vir jou sê asseblief, voor jy my kritiseer, bid asseblief eers vir my. Dit gaan nou moeiliker wees vir iemand te kritiseer as jy vir hulle bid. Het jy gebid vir mense wat ver van God af is? Het jy geserve? En ek wil nie jy moet skuldig voel vandag nie. Ek dink hier is 'n lig wat ons moet aansit vir ons op hierdie visie Sondag. Ons visie is julle 4 jaar. It's not our party. Dis die Vader se party. Ek en jy is geroep om sy party aan die gang te hou. Ons is geroep om party people te word. Partytjie persone is die Afrikaans. Wat serve en dien en uitgaan, party people, wat mense gaan kry. En as jy niemand het nie, gaan die gasheer vir jou sê, baie nice try, gaan terug, gaan in die straat en die steegies en die plotte en die klein hoeves, gaan na waar jy moet gaan. Ek soek my party vol, ek soek my koninkryk vol. You have to keep this party going. En elke week is die party persone wat opdaag by hierdie kerk.
Ek wil hulle salute vandag, terwyl ons hier heerlik sit en jy kry geleentheid om onder die aircon te sit op 'n sagte stoel, 'n bietjie uiltjie te knip na 'n lang week, of wat ook al, is hier mense wat party people is, wat besig is om te serve, hulle leer julle kinders daarbo. Hulle bid saam julle kinders, hulle bid oor julle kinders, hulle sit, lê vir hulle hande op, hulle kom jy uit nat gesweet op 'n Sondagoggend, hulle ran die goed daar, hier's mense wat op en af hardloop met koffie, hier's mense wat vloere mop, hier's mense wat stoele regskuif, hier's tech mense wat al 6 uur is, hier's worship mense wat hierdie goed instem hierso, en dis party people, wat sê ons verstaan, it's not about us, ons is nie Sondag hier vir ons nie, dis die Vader se party, en ons gaan bring wat ons kan bring om sy party vol te maak, en om sy koninkryk vol te maak. En as jy dink dit gaan oor kerkbywoning of vol kerke of getalle vir my, dit gaan nie vir my daaroor nie, dit gaan oor wat Jesus gesê het. Maar as ons hierdie doen, gaan dit gebeur. En ek hoop julle weet dit. Ek hoop julle weet, ons gaan dalk miskien uit 'n spasieprobleem in hardloop later die jaar. Ons gaan dalk nog 'n diens moet begin, wat ook al dit mag wees. As ons so gaan begin lewe, it's not my party, dan gaan julle sien hoe die Here hierdie gemeente gaan seën en hoe die Here mense gaan begin inbring. Want weet jy wat? Daar's duisende mense daar buite in hierdie dorp wat God nie ken nie. Wat verbyry vanoggend hier, wat by President Hyper is, wat by die mall is, wat in die Flix is, wat go-karts ry, wat op die golfbaan is. Hulle worry nie om hier te wees nie, dit maak nie vir hulle saak nie. Dis nie vir hulle issue nie. Hulle is eintlik heel bly om nie te wees nie. Hulle kyk na ons en sê, shame, dis bad dat julle Sondag daar moet gaan sit. Daai mense moet party toe kom. Daai mense moet genooi word. En daar's duisende van hulle, en as elke kerk in Rustenburg hierdie ernstig opvat, ons het nie genoeg kerke in hierdie dorp nie, julle. Ons het nie genoeg kerke nie, om te cater vir ons community nie. Ons het nie genoeg nie. Ek hoop julle weet dit. So hoe gaan ons dit doen, en ek wil hiermee afsluit vandag. Ek het so 6 minute oor, en ek wil hiermee afsluit. Ons het 'n baie awesome visie vir die jaar, it's not your party. Maar wat beteken dit prakties? Julle weet die missie van ons gemeente, en ek gaan hom weer op die skerm sit. Die missie van ons gemeente, het ons vir mekaar gesê, is om mense te inspireer, om volgelinge van Jesus te word, maar die gemeenteraad het vroeër die jaar by die Bosberaad gaan sit en gesê, ons wil daai ding bietjie rethink en om anders verwoord, dat mense so makliker kan onthou, die missie van die kerk, en ons het hom toe verwoord om die volgende te sê. Ons missie is om mense te inspireer om ware nood vir hulle lewens te ontdek, en uit te leef. En jy sal sien, ware noord is in hoofletters, want dit is Jesus. Want ons glo jy lewe die beste version van jouself saam met Jesus. Die beste deel van jou is saam met Jesus. So wat is hierdie gemeente se missie? Ons wil mense inspireer, nie domineer, beheer, enige van daai goed nie, om mense te help, om ware noord te ontdek en volgens God se woord, sy prinsipels te lewe. En hoe gaan ons dit doen? Dis maar die visie sê, hoe? Ons wil 'n onweerstaanbare kerk wees. Wat mense inspireer, om te kom soos hulle is. Het jy gesien wat staan daar voor op daai sign? Kom soos jy is. Ons glo jy kan belong before you believe. Kom soos jy is. Het jy sonde? Great, ons ook. Join ons. Het jy issues en hang-ups en probleme en 'n krisis in jou lewe? Great, meeste van ons ook. Ons het 'n verlosser. Ons het 'n redder wat saam met ons in daai ding is. So kom saam met ons in die boot in. Kom soos jy is. En as jy is en besluit om Jesus te volg en volkome vernuwe te word, en 'n verskil in die wêreld te maak. So as jy besluit om Jesus te begin volg en jy's ernstig oor hom, gaan hy jou volkome vernuwe. En daar gaan goed gebeur soos redding, daar gaan goed gebeur soos vervulling met die Heilige Gees, daar gaan amazing goed met jou gebeur as jy Jesus begin volg. En uiteindelik gaan jy dit nie kan contain nie, jy gaan 'n verskil in die wêreld maak. So dis die visie en die missie van hierdie gemeente. It's not our party. Hoe gaan dit hierdie jaar vir ons lyk? Daar's soos 3 goed wat uitstaan hierdie jaar vir ons as 'n gemeenteraad, en dit is uiteindelik ons wil beweeg van 'n gemeente vol disippels na 'n disipelmakende gemeente. En om dit te doen, gaan ons It's Not My Party disipelmakingsbeweging in hierdie kerk begin hierdie jaar. En ons gaan al die stops uittrek om te probeer dat elke een van julle wat deel is van hierdie gemeente 'n disipelmaker word. Daar gaan 'n followers koers wees en daar gaan 'n groei koers wees. Followers is dan die eerste been van die It's Not Your Party groei movement, disipelmaking movement. En wat dit gaan beteken is, ons gaan eers 'n groep leiers uit ons gemeente uitvat, en ons gaan hulle train van wat dit beteken om 'n It's Not Your Party lewe te leef, 'n disipelmaker te word, en dan gaan ons hulle deploy. En dan gaan ons elkeen sê, nou maar ons 20, 30, 40 mense, gaan ons daai 40 vra om elkeen 20 mense van julle te nooi, so die invite is op pad, neem kennis daarvan, en saam met julle te kom sit,
en vir julle saam met julle pad te stap en te leer, hoe maak ek 'n disipel van Jesus? Hoe stap ek 'n pad? Wat beteken dit? Hoe werk dit? Want baie mense sê, meeste sê ek wil dit doen, maar ek weet nie hoe om dit te doen nie. Waar begin nou? So ons gaan jou help. So dis die belangrikste ding hierdie jaar is om 'n disipelmakende gemeente te word. Want ons kan nie sê it's not our party, maar ons maak nie disipels nie. Dan maak ons eintlik net geraas. Tweede ding wat belangrik is rondom dit is die next gen. Ons vra 'n vraag in die gemeente en dit is, wat is die geloof van die volgende generasie vir ons werd? Wat is die geloof van jou kinders en jou kleinkinders vir jou werd? Ons sê alles. En daarom gaan ons al die stops uittrek. So, ons het nog iemand wat ons by die kinderbediening aangestel het om my vrou Melindrie te help. Sy gaan die graad 4 tot graad 6 deel gaan sy hardloop van koningskinders. Ons het koningskinders self het ons opgedeel in 3 groepe. Die kleintjies, die Petertjies en dan het ons grondslagfase en dan het ons seniors. En elke een van daardie verskillende 3 dele het spesifieke kurrikulum wat ons hierdie jaar gaan hanteer. Ons stuur dit vir julle uit. Daar's 'n hele ding wat julle as gesinne saam met julle kinders kan inskakel. Ons stuur dit vir julle uit. Ons het dit gister dink ek uitgestuur op ons gemeentegroepe sodat jy saam met jou kinders by die huis dit wat ons Sondag doen weer kan deurgaan en saam met jou kinders kan doen. So ons het die koningskinders het ons opgedeel in 3 dele. Ons kurrikulum is vir ons belangrik daar. Ons jeugbediening het ons nuwe mense aangestel. Johan en Jolien is die geestelike jeugwerkers dan nou en hulle gaan daarso voorloop. Hulle is al 'n jaar betrokke ook by 180. Die 180 se naam is verander, splinte nuwe vars begin na Echo toe. Hulle wil Jesus Echo en hom uitleef. So dis die nuwe naam. En dan baie exciting, ons gaan as deel van dit Sondagoggende van volgende Sondag af ons eie tienerdienste hou in die tienerlokaal. So tieners gaan nou op die galery bo sit. Hulle gaan saam met ons worship en dan gaan ons hulle laat uitbeweeg waar hulle op hulle level gaan bedien word elke Sondag. So ons gaan baie sterk op die next gen fokus. En dan as deel van dit julle wil ons spasies ook opgradeer. Hierdie gebou is 14 jaar oud. Is nou care center gebou en wat ons nou wil doen is ons wil graag ons next gen spasies wil ons opgradeer, ons kinderbediening spasies en ons jeugspasies. So ons wil dit verander, ons wil dit appealing maak vir hulle, ons wil dit inviting maak vir ons jong mense. Ons wil al die stops uittrek. Dat as 'n kind hier instap of 'n tiener hier instap sê, ek wil nie weer uitstap nie. Hierdie party is so nice vir ons dat ons love it om hier te wees. We want to be at this party. Was jy al op 'n partytjie en het gesak? Ja, dis nie lekker nie, nee. Dus kan ons net ry hierso. Ons wil nie enigiemand met so voel. Enige tiener wat hier inkom of enige kind, jy moet dit so love om deel te wees van dit. So dit gaan 'n finansiële implikasie as jy kennis en kreatiwiteit het en al 'n paar projekte gedoen het, asseblief nie net idees nie, maar regtig so al goed gedoen het, kom help ons om daai spasies te imagine hoe ons dit gaan doen. Next Gen is vir ons alles werd. Ons gaan 'n paar nuwe kursusse gaan ons uitrol hierso en ons gaan standaardiseer en dit gaan daaroor gaan dat ons byvoorbeeld nie klomp los goed gaan aanbied nie, ons gaan 'n paar standaard goed aanbied wat ons reg hierdie jaar gaan vat. Dit is 'n Kingdom Life, is 'n nuwe kursus wat ons gaan hê om jou te help as deel van die diensknegte van die kerk om dieper te groei. Dit was altyd Kingdom Wealth, maar dis net 'n been daarvan. So finansiëel, geestelik, jou doel, alles wil ons jou help om dieper te gaan. En dan APS Ancient Paths, dit is 'n kursus wat ons gaan implementeer. Ek sê nou kursus, maar is eintlik 'n groeiproses wat ons gaan implementeer om jou as diensknegt te help om dinge in jou lewe uit te sorteer, wortels wat daar in jou lewe is, goed wat jou terughou, goed wat jou voel, dit maak dat jy nie hierdie Kingdom Life kan lewe nie. So dis goed wat ons gaan implementeer, kyk uit daarvoor, en dan natuurlik wil ons dan ook die care center wat gebou is, gaan dan nou hardloop. So asseblief, ons wil julle nooi om deel te raak van daai projekte. Dit is ons fokuspunte, dis ons hierdie jaar gaan ingaan. 'n Laaste ding is, ons wil ons portaal ook revamp en 'n volledige coffee shop inrig, nie net 'n bediening soos dit dusver was nie. So ons wil dit ook binne die volgende paar dae begin doen. Soos ek sê, dis dated ons gebou, die plek is al 14 jaar oud. So ons wil graag daai plek refresh, 'n koffie spasie waar jy kan kom sit met mense in disipelskap doen, waar jy mense wat jy gratis kan kom sit hier, so waar jy dit kan geniet. Jy gaan ook vir die koffie betaal, maar dis al, en dit kom enjoy hier so by ons. So uiteindelik is dit waar dit vir ons gaan. So dis 'n paar van die goed wat ons wil doen, maar as jy al hierdie goed vergeet, onthou dit. It's not your party. En dan sluit ek af met hierdie laaste woorde van Jesus, wat hy sê, die gasheer sê dan vir die diensknegt, gaan na die paaie en die lanings en dring aan by almal. Hoekom gebruik Jesus sulke sterk taal? Dring aan. Een vertaling soos jy gesien het, sê hy, dwing hulle.
Jesus kon enige woord gebruik het. Want almal wat buite die party is, glo nie hierdie is vir hulle nie. Hulle dink nie hulle is welkom nie. Hulle dink nie dis waar 'n plek waar hulle gaan inpas nie. Hulle dink nie dis iets vir hulle nie. Hulle gaan dalk verskoning sê. Hulle gaan sê nee, ag ek is okay. Of weet jy wat, ek like my golf op 'n Sondag. Of weet jy wat dit, of ek gaan nie jou groep toe. Ek wil nie hierdie doen. Jesus sê nee, jy kan nie so vinnig kop uit nie. Dring by hulle aan. Hou aan. It's not your party. Die Vader soek sy party vol. Nooi mense. Raak betrokke by mense. Wees generous. Finansiëel as jy kan teenoor die visie van hierdie gemeente. Gaan haal hulle. Rol die rooi tapuit vir hulle uit. It's not your party. Dis die Vader se party en hy soek 'n full house. Hy wil sy koninkryk vol hê. As die paas by Konka besluit het om die party net vir hulle te maak, dan is dit baie unfair. Want jy beroof ander mense van 'n geleentheid om die party te geniet. Jy crash eintlik iemand anders se party, as jy dit oor jou laat gaan. As die party net vir jou is. Kom ons klim van die zipline af, kom ons klim van die supertube af, kom ons klim uit die warm swembad uit, kom ons kry die ander daar vir wie dit eintlik is. Jy sal sien op daai QR-code wat agter op die stoel is, ons gaan nie meer 'n nuusbrief uitstuur nie. Daai QR-code is 'n manier wat jy kan connect. So ek wil jou nooi aan die einde van hierdie diens, ek gaan nou vir ons afsluit met gebed. Maar scan daai QR-code en daar's een tab wat sê ek is in vir die visie. Ek wil graag weet wie van julle is in vir die visie. Ek wil nie net you go girl tipe ding hê op 'n Sondag nie. Ek wil graag hê jy moet daai ding vat en omscan. Ek wil graag sien as jy in is in hierdie visie dat jy sal scan. En dat jy sal klik hoe jy in is. Dalk sê ek wil contribute hierdie jaar. Ek is in, ek gaan hierdie doen. Stuur asseblief vir ons hoe jy betrokke gaan raak. Ons wil dit weet. Want ons wil weet waarmee ons werk om hierdie visie realiteit te maak. Here, baie dankie vir die dag. Dankie Here dat ons weet dat dit u hart is, Here, om mense wat nie deel is van hierdie party nie, deel te maak van die party. Help dat ons vandag sal besef as 'n gemeente, it's not our party. Dit gaan nie oor ons nie, Here. Het gaan nie oor ons behoeftes, begeertes, likes, dislikes. Het gaan nie oor ons nie, Here. U is bly ons is hier. Ons is deel van die 99 en u voed ons en u lei ons en u help ons, Here, maar uiteindelik is ons nie hier net om hier te wees en veilig in die kraal te sit en wag nie. Ons is hier, Here, om u party aan die gang te hou, om die hemel te populate, om dit wat u rede gee om fees te vier, om vir u meer rede te gee om dit te doen, Here. Help vir ons, Here, om 'n passie vir sondaars te kry, 'n passie vir mense wat nie deel is van hierdie nie, 'n passie vir mense wat gebroken is, 'n passie vir mense wat ver is, verlore is, lost is. Dat ons hulle sal disciple, dat ons sal mening en maggemening betrokke raak in hulle lewens. U gaan ons terugstuur en sê, gaan terug. As die sitplekke leeg is, gaan terug, maak my huis vol. Maak my koninkryk vol. En ons gaan alles doen, Here, dat wanneer mense hier kom, of in ons groepe, of wat ook al ons doen, dat daar onramps vir hulle is om maklik met u te connect, dat dit nie vir hulle moeilik is nie, dat ons nie barriers in hulle pad gooi en vir hulle hierdie vreeslike hindernis by ons skep om by Jesus uit te kom nie, maar dat vir hulle maklik is, die musiek, die manier ons goed doen, die boodskappe, Here, die groepe, die omgewings, help ons asseblief om dit te doen. En laat ons hierdie woorde nie vergeet en mekaar aanspoor en vermaan hierdie jaar met die woorde, it's not your party. Dis die Vader se. Dankie Here dat ons dit kan bid vandag. Mag dit in ons harte insak. Help ons om te commit vir die visie. Ek kan dit nie alleen doen nie, Here. Die gemeenteraad kan dit nie alleen doen nie. Die liggaam van Christus is dit wat hierdie job gedoen gaan kry. Ek wil vra dat u vir ons sal help om dit te doen. Ek kan, soos ek altyd sê, Here, nie pa staan vir enige ander gemeente in hierdie dorp nie, en u sal vir hulle sê wat om te doen, maar hierdie is wat u wil hê hierdie gemeente moet doen. Help ons om dit te doen. Help ons om getrou te wees. En help ons, Here Jesus, om u party aan die gang te hou. Ek bid dit in die naam van Jesus en almal sê saam. Amen.